Vandag in Stroomstories gesels ons weer met CPF raadslede, voorsitter asook ondervoorsitter. En 'n voorsitter is Herman, die langs my sit, en ondervoorsitter is Fani. En ons het 'n ooreenkoms gemaak om een keer 'n maand so 'n bietjie bymekaar te kom, so 'n bietjie terugvoer te gee oor vergaderings soos baie suksesstories, wenke aan die publiek. En ons gaan sommer net so begin 'n tipe van 'n recap amper gee van wat die CPF is, beter bekend in Engels as CPF, Community Policing Forum, en Afrikaans gebruik ons die term GPF. Maar ek gaan 'n bietjie oorgee vir Herman, die voorsitter, en vir ons 'n bietjie meer weer van 'n recap te gee oor wat die CPF doen in Potchefstroom. Ja, en kortliks, ons het laas keer lank daaroor gepraat, maar as ek dit vinnig en kort kan saamvat, die GPF is 'n statutêre liggaam wat geskep is by wyse van wetgewing, wat daar gestel is dat daar by elke polisiestasie 'n GPF struktuur moet wees, wat as tussenganger tussen die gemeenskap en die polisie moet werk, om te kyk dat die polisie hulle werk doen, en om aan die gemeenskap te rapporteer of die polisie hulle werk doen en of hulle dit reg doen. En aan die kant moet ons luister na die gemeenskap se probleme en die sogenaamde concerns wat hulle het, wat ons ook weer na die polisie toe moet oordra, en ook aan die polisie moet inligting gee oor spesifieke areas wat onder misdaad deurloop. En aan die ander kant weer ook die polisie, wat vir ons sê, hulle sit met 'n probleem in 'n sekere area, en ons moet dit weer dan deurgee na die publiek toe. So ons speel 'n rol as tussenganger tussen die publiek en die polisie. Die GPF self is nie 'n patrolliegroep nie. Die CPF self is nie 'n sogenaamde buurtwaggroep nie, alhoewel daai strukture onder hom inval. Maar die hooffunksie van die GPF is om as 'n kommunikasiemedium en 'n tipe van 'n, soos die Engelsman sê, watchdog, op te tree tussen die polisie en die gemeenskap en te kyk dat die polisie hulle werk doen. Ja. En as ons 'n bietjie kan praat van hoe dit opgedeel is, die struktuur, net so 'n bietjie van 'n idee gee daar. Ek verstaan, ons het ook jy het altyd gepraat van 'n expo, en dan weet ons van 'n groter struktuur ook weer, waar daar tipe van 'n maandelikse vergaderings plaasgevind word. Ja, dis eintlik maklik. Die GPF bestaan uit Exco. Ja, 'n Exco wat bestaan uit die voorsitters van die substrukture wat in Potch bestaan. Okay. So jy die Exco met nou 7 of 8 strukture onder hom, en waar daar voorsitters of verteenwoordigers van sit op die Exco. Onder die Exco is daar 4 sektore, en in Potch praat ons van sektor 1, dit is al die woonbuurte noord van die N12. Okay. En dan het ons sektor 2 wat al die woonbuurte is wat suid van die N12 is. Sektor 3 is al die plotte en plase rondom Potchefstroom, en dan het ons sektor 4 wat die CBD of die middestad is, en die bult area. En dit is wat daai 4 strukture vorm saam die Exco. Dan amper parallel met die Exco het ons ook die GPF Raad, of soos ons in Engels sê, die CPF Board. Dit is waarvan jy nou gepraat het, is 'n oop vergadering waar die GPF Exco sit, Okay. saam met al die sektorvoorsitters, saam met die polisie, en dan verkieslik ook weet die munisipaliteit se gemeenskapsveiligheid en ander veiligheidsstrukture, al die sekuriteitsmaatskappye in die dorp, die brandweer moet daar wees, die ambulansdienste, hospitale, die PIK se veiligheidsstruktuur moet verkieslik daar wees, Afriforum, buurtwaggroepe. Dit is 'n lekker groot vergadering waar almal wat 'n rol speel met betrekking tot gemeenskapsveiligheid om 'n tafel kan sit en probleme kan bespreek. Maar wat baie goed is in hierdie vergadering is dat enige lid van die publiek of enige belanghebbende organisasie, soos kerke, kan hierdie vergadering bywoon. Dit is vir almal. Okay.
Fanie, ek verstaan, jy gaan vir ons 'n bietjie meer inligting gee, spesifiek ook van 'n vergadering wat nou so 'n paar dae terug reeds nou verby is. Ek dink jy het so 'n bietjie van ons terugvoer wat jy met die publiek ook kan deel daar. Ja, ek het die afgelope board meeting of raadsvergadering het ek as voorsitter ingestaan vir Herman, wat ander verpligtinge gehad het, en ek moet sê die opkoms was baie goed. Ons het addisionele toevoegings, as ek dit so kan noem, wat verteenwoordigers van Potchefstroom Algemene Hospitaal is, Mooimet, Lenmet en dan ook met die kliniek, het verteenwoordigers gestuur om daar te wees, en ons is baie dankbaar dat die munisipaliteit ook 'n verteenwoordiger gestuur het om om hierdie vergadering by te woon. En die rede hoekom ek dit so uitdruk is die blote feit dat ons as GPF knaand die munisipale bestuurder uitnooi om hierdie vergaderings by te woon met sy direkteure. Want ons kan nie veiligheid net in een mandjie gooi nie. Veiligheid in 'n stad soos Potchefstroom hou tog verband met jou straatligte, met slaggate wat ons in die paaie het, met infrastruktuur, waterlekke, al daardie goed dra op die einde van die dag by of het 'n invloed op veiligheid in die dorp. Ons het byvoorbeeld terugvoering gekry van SAP wat gesê het dat hulle met 'n uitdaging sit om tydig te reageer na insidente waar daar wel probleme is. As die polisie gebel word, dan is dit 'n groot uitdaging om vinnig genoeg uit te kom by die plek waar die misdryf gepleeg is as gevolg van die toestand van ons paaie. En dan die mediese dienste sit met dieselfde probleem. Tuurlik, ja. Ons het byvoorbeeld terugvoering gekry van Potchefstroom Hospitaal, wat aan ons genoem het dat die straatligte wat buite werking is in daardie straat by die hospitaal hou 'n veiligheidsrisiko in vir die pasiënte en besoekers. So op die einde van die dag, as ons die munisipaliteit kry om in te koop om net deel te neem aan die vergaderings, dan gaan dit ons baie help. Ons moet onthou dat tydens hierdie vergaderings is daar ook munisipale raadslede, verteenwoordigers van politieke partye wat die vergaderings bywoon. Hulle rol en funksie is om as tussenganger tussen die gemeenskap en die munisipaliteit op te tree, en dan ook die GPF mee te deel van wat by raadsvergaderings besluit is, met verwysing byvoorbeeld beplanning rondom die herstel van straatligte. Ons sien nou hier's baie van die groot kruisings hier rondom Mooirivier Laerskool byvoorbeeld waar daar 'n nuwe plaveisel ingesit word. Daardie inligting word met ons gedeel, en dit gee ook vir die lede 'n geleentheid om iets terug te vat na die raad toe om daar druk toe te pas, om te sê maar die feit dat julle as munisipaliteit nalat om hierdie en hierdie te doen, het 'n effek op die veiligheid van ons dorp. En ek dink dit is van kardinale belang dat ons van alle oorde af regverdig druk toepas op die munisipaliteit om na die partytjie toe te kom. Ons het byvoorbeeld met die afgelope vergadering besluit geneem dat daar briewe gestuur gaan word aan die munisipaliteit, addisioneel tot die versoek wat gerig is aan die munisipale verteenwoordiger, om ons tydens die volgende vergadering deeglik terugvoering te gee oor die herstelperiodes van straatligte in spesifieke gebiede. Die feit dat die herstel van straatligte by hospitale en byvoorbeeld by die polisiestasie daardie plekke geprioritiseer moet word. Verseker, ja. Dat ons doodseker maak dat ons in 'n veiliger omgewing kan begin beweeg. Ons het byvoorbeeld versoek en die polisie het daartoe ingestem dat daar ekstra patrollies gery gaan word in gebiede wat tans as hoë misdaad areas geklassifiseer is of aangemeld is, soos byvoorbeeld op die Bult, Kashey Park, daardie area, as ons in Suidorp is daar gebied, die sentrale sakegebied, is daar ook sulke probleme, en ons het versoek dat hulle so ver moet gaan as om te kontak met SAP provinsiaal, om te hoor of die berede eenheid van tyd tot tyd patrollies kan doen, te perd. Net die blote teenwoordigheid, ek dink amper dit is daai magsvertoon, wat in ons guns gaan tel, en die polisie het van hulle kant af definitief aangedui dat hulle dit gaan doen, en ons sien reeds dat daar die groter samewerking van SAP se kant af wel daar is. Ek moet ook sê, ek glo nie ons sou die suksesse gehad het in Potch en in so relatief veilige dorp kon bly, indien dit nie van die sekuriteitsmaatskappye was, wat tot 'n groot mate vlag neergesit het om te sê, gemeenskap, kom ons werk almal saam. Ons het byvoorbeeld by
patrolliegroepe wat buurtwagpatrollies ry. As jy in die aand opgaan op jou radio, dan is die verskillende sekuriteitsmaatskappye ingeskakel op daardie frekwensie. So as jy in die dorp ry en is iemand se hek wat oop staan, dan roep jy in, Mooi Rivier Beskerming is hierdie julle kliënt, of CB Sekuriteit is hierdie julle kliënt, en hulle kontak dan met die kliënt, vra dat die hekke toegemaak word. Ons as patrollielede word ook gevra van tyd tot tyd om bystand te lewer indien daar 'n insident sou wees wat meer as gereeld plaasvind. So daardie goeie samewerkingsooreenkomste is definitief daar. En Herman kan my ondersteun hierin. Ons sien weekliks hoe die strukture wat buurtwagte en plaaswagte aangaan, groei. Daar was 2 weke terug, as ek reg is, was daar weer 'n vergadering gehou in sektor 3, landelike gebied, waar die boere vergadering bygewoon het, en as ek reg is, was daar oor 100 gaste, boere, gemeenskap wat het bygewoon het. Hierdie ouens het hulle het ietsie op die spit gegooi, en daar was sprekers van die brandvereniging wat kom praat het, en daar's gepraat oor veiligheid. So dit is nie net kom ons ry patrollies, gaan uit jou pad uit en doen jouself ongerief aan om in die nag die koue te trotseer nie. Gemeenskapspolisieering en gemeenskapsveiligheid raak almal. Die vrouens en die kinders is saam met die mans daar. Ons elkeen het sy rol wat hy vertolk op die einde van die dag. So wat ek vir jou sê is dat ons sit in Potchefstroom in 'n bevoorregte posisie, dat misdaad lyk of dit bietjie uitgedruk word. Uitdaging wat ons wel het, is die feit dat daar steeds nie alle misdaad word aangemeld nie. En dit het 'n negatiewe effek. Ek weet dit is ongemaklik om as jy by die SAP kom, partykeer in 'n tou te staan om 'n verklaring af te lê en iets aan te meld, maar van hulle kant af weet ek ook daar's addisionele personeel na die aanklagkantoor gestuur wat probeer help dat sake vinniger verwerk word. Want ons moet in gedagte hou, die oomblik as daar nie misdaad gerapporteer word nie, en daar word wel misdaad gepleeg, daardie statistiek van die SAP moet provinsiaal gestuur word, en dit gaan nasionaal. En op die einde van die dag, intern en in die SAP, word daar gekyk watter hulpbronne nodig is om 'n dorp en 'n stasie meer veilig te maak. En as die misdaad nie gerapporteer word nie, dan gaan daardie addisionele hulpbronne, voertuie, fondse, personeel nie noodwendig toegeken word of voorsien word om Potchefstroom se SAP sterker te maak nie. Ja. Want ek wil amper sê op papier lyk dit asof daar nie meer misdaad is nie. So kom ons skuif ons beskikbare hulpbronne eerder na 'n dorp wat misdaad rapporteer. Wat dit wel rapporteer. En mis Potch uit op hulpbronne wat brood nodig het. Ja, ek meen, ons het gesien veral in die landelike gebiede waar daar byvoorbeeld heelwat diefstal was op spulpunt radkaste en kabels en daai tipe goed, was daar van die individue wat dit nie gerapporteer het nie. In die oomblik toe van die verteenwoordigers van die GPF begin navraag doen om te sê, hoorie maar in hierdie sektor, by wie was daar almal diefstal gewees van kabels of spulpunt radkaste, en skielik kom die name uit en soveel is gesteel, en ons gaan kyk na die buurdorpe, Klerksdorp aangrensend, Lichtenburg, Kolinie, dan begin jy sien, hoorie maar hier's nou 'n tendens wat besig is om plaas te vind. En dan kan ons hierdie ding weier vat, om met inligting wat tot ons beskikking is, en inligting wat van SAP se kant af ingewin word, te sien, hoorie maar hierdie is nie iemand wat die verskoning gebruik om te sê hy wil 'n brood gaan koop met jou radkas nie, dis 'n syndikaat wat besig is om te werk. En so druk ons 'n groter vuur dood aan die einde van die dag, net bloot met die deel van inligting. Dis wanneer jy het in die begin iets genoem wat ook nogals vir my sin gemaak het, en is as ons nou vat nooddienste wat moet uitkom op 'n insident. In baie gevalle is elke sekond, jy weet, dit maak 'n verskil. En ek dink vir myself nou, as ek van punt A tot by punt B moet ry, en tyd is nou nie eintlik aan my kant nie, en ek moet so vinnig as moontlik uitkom as 'n nooddiens, en ek moet amper by elke tweede blok tot stilstand kom om verby die slaggat te gaan of probeer deuromgaan, dan kos dit my kosbare sekondes by elke liewe punt wat ek moet doen. En dit voel dalk 5 sekondes hier, 3 sekondes daar, maar teen die tyd wat jy by punt B kom, is dit al 6 minute wat jy dalk al gekos het. Nee, dit is die waarheid. En dieselfde met veiligheid ook, jy weet, as iemand inbel polisie toe om te sê, weet jy, hier's 'n inbreker in my huis,
Ek dink elke sekonde voel vir jou soos 'n ewigheid. Jy weet, so jy wil eintlik hê daai persoon moet so vinnig as moontlik by jou uitkom, maar hulle kan ook nie, want hulle kan nie in die aande sien waar die slaggate is, jy moet die straatligte werk nie, die potholes kan 'n kar se voertuig as jy buite werking instel. So ek hoor presies wat jy sê, is dat al hierdie klein goedjies saam maak 'n groter probleem. Nie net vir inwoners van die publiek, maar ook vir nooddienste. Ja, en ek meen, ons moet onthou, jou mediese personeel met ambulanse, hulle is besig om daardie pasiënt, met daai pasiënte werk agter in die ambulans. Natuurlik dit ook. So daar was op 'n tyd, was daar redelik wal gegooi teen die installering van padpuisies in die dorp, toe ons paai nie so flinters was nie. En 'n paar mense daaroor gefrons, en van die mediese personeel was nie noodwendig gelukkig daarmee nie. En het dit nie noodwendig ondersteun nie, maar die huidige stand van sake wat ons baie aangaan in die dorp is 'n veel groter kwessie wat ons mee te doen het. En ek moet net noem, een van die groot redes hoekom ons verteenwoordiging van die 3 groot hospitale in Potchefstroom by die GPF vergadering gehad het, is met die voertuigdiefstal wat die afgelope 2 jaar redelik vel was in Potchefstroom. Is daar ook by van die hospitale waar daar wel met voertuie gepeuter is. As daar nie voertuie gesteel is nie, is daar spaarwiele van bakkies afgesteel, ensovoorts. En die hospitaalbestuur het die erns of die noodsaak daarvan besef om in te skakel by hierdie struktuur wat ons het, en gevra, hoe kan die GPF help om dit ook 'n veiliger omgewing by ons privaat hospitale te maak. En julle sal sien, as die hospitale nou besoek word, dan sal daar toegangsbeheer by die hekke wees. So gee samewerking daar, dis vir ons almal se voordeel op die einde van die dag. En ons gaan kyk hoe ons daardie ding kan eskaleer om meer druk toe te pas dat die misdadiger nie so maklik sy misdaad kan pleeg nie. Ons kan dit net doen as ons hande vat. En die lekker is, dis nie iets wat moet gebeur nie, dis reeds besig om te gebeur. Ek dink die praatjies wat ons hier by jou het, maak my hart warm in die sin daarvan van ons is reeds op 'n wenpad. Ten spyte van al die uitdagings. Daar is iemand, ons loop deur die veld en hier's dubbeltjies, maar ons het iemand wat pleisters kan plak en die dubbeltjies uittrek en skoene uitdeel. Ons is besig om in 'n positiewe rigting te beweeg en dit is lekker. Dis goed om te hoor. Jy sien Pieter, net om aan te sluit. Ja. Weet, dis gewoonlik ons Jan publiek wat kla oor die slaggate en ons karre word beskadig en die bande word beskadig. Maar jy moet dink aan die polisie wat ook in die aand moet rondjaag om by misdaadtonele uit te kom. Die polisie sit ook net met 'n beperkte aantal voertuie, en as hy 'n slaggat tref en die voertuig word beskadig, dan moet daai voertuig, jy weet, gestuur word na die store toe om reggemaak te word, en dit is 'n lang proses voordat hulle daai voertuig terugkry of enigsins terugkry, en dan is daar 'n voertuig weg. Die polisiestasie in Pot sit met 'n enorme gebrek aan voertuie op hierdie stadium, en hulle is almal baie versigtig om te ry, want hulle kan nie 'n voertuig op hierdie stadium beskadig nie, want dan sit hulle met nog minder voertuie. So is nie net die publiek wat betrek word of nadelig benadeel word met slaggate nie. Ons moet dink aan die polisie, ons moet dink aan die verkeersdepartement, die ambulanses, soos hy gesê het. So groot druk moet vanuit die GPF se kant uit kom na die munisipaliteit toe, dat hulle ten minste daai infrastruktuur vir die dorp kan regkry, en straatligte. Weet, ons dink, ag, dis donker maar aan die straat, jy weet, en daar's nie gloeilampe om dit reg te maak nie, maar waar daar donkerte is daar inbrekers. Weet, so dis 'n uitnodiging vir kriminele om te kom inbreek, en want daar's niemand wat hulle gaan raak sien nie. So dis 2 brandpunte wat die munisipaliteit regtig sal moet aanspreek om hierdie dorp veiliger te maak, en dis waar ons baie druk op die munisipaliteit gaan plaas. Dis al 'n lang tyd wat ons sukkel met die munisipaliteit. Daar's altyd die verskoning, daar's nie geld nie vir straatligte nie om dit te herstel nie. Ek weet daar sal inwoners wat gesê het hulle sal dit self doen. En hulle sal self die gloeilampe vervang, maar ons as Jan publiek kan nie Peter aan die munisipale infrastruktuur nie. Ja. So dat ons nou maar almal saam en die gemeenskap saam druk op die munisipaliteit plaas om ons infrastruktuur reg te kry. Ja, ek dink as ek by jou kan aanvul, daar sprake dat daar moontlik gekyk kan word na hoë masligte wat op strategiese plekke in die dorp opgerig kan word.
aangesien daar so baie van die straatligte buite werking is. En ons wil regtig 'n beroep doen op die gemeenskap om uit hul pad uit te gaan om te staan op jou regte. Ek het gisteraand het ek was my patrollie gleuf om te ry tussen 10 en 12, so dis min wat 'n ou opoffer wanneer jy patrollie ry. Ou het verskillende skofte, maar hoe meer mense daar is, hoe makliker is dit. Kort en nie lank is, hier's 'n gas wat deurgekom het van Pretoria af, wat gisteraand gevra het, hy wil saam op patrollie gaan om te kyk hoe lyk misdaad in die dorp. En ons het die woonbuurte hier gery, ons is industriële gebied toe, en sover as Promosa. En die hartseer is, ek self bly in Bailie Park. Daar in Bailie Park ry en jy ry deur die slaggate en jy moet kruip soos 'n skilpad met 'n kierie. Ek sê vir hom, weet jy, al hierdie mense wat hier bly, betaal hulle munisipale dienste. Daar's nie van ons wat nie betaal nie. Maar kyk hoe lyk die strate. So ons moet regtig werk maak daarvan op die regte manier. Druk toe te pas op die munisipaliteit dat die fondse reg aangewend word op die einde van die dag. Ek dink daar's baie mense wat in 'n gemaksone verval het om te sê iemand anders sal dit doen. Dit sal gebeur. Kom ons doen 'n bietjie moeite. Gaan klop aan by die ou in jou wijk wat verantwoordelik is en as tussenganger optree tussen jou en die munisipaliteit. En vra, wat gaan aan? Hoekom gebeur hierdie en daardie dinge nie? En ek dink daardeur gaan dit definitief, ons gaan groot vrugte pluk aan die einde van die dag. Dit kom eintlik weer terug op rapporteer. Rapporteer, dis waaroor dit gaan. Maar dit gaan van ons vat om self iets te doen. Ek wil nie noodwendig addisionele geld spandeer om iemand aan te stel om die slaggate in my straat reg te maak. Dat ek vinnig kan reageer of ergens kan kom nie. Maar as ek die druk reg toepas, dan kan die persoon wat reeds die geld daarvoor gekry het, dit reg aanwend, sodat ons kry wat ons toekom. Definitief. Nou, ek moet ook 'n bietjie vra oor die GPF en ek dink daar's natuurlik baie suksesstories ook. Van ek weet jy het genoem ons is nou tans op die regte pad. So ons het lekker momentum nou reeds aan die gang. En jy het 'n paar genoem dat 'n paar kernrolspelers nou vir die eerste keer ook aangesluit by die vergadering wat ook nou merkbare verskil gaan maak vorentoe selfs vir die GPF en ook vir die gemeenskap. Nou as daar enige ander suksesstories is wat julle kan deel met ons vandag. Al is dit nou ietsie kleins natuurlik soos ons het ek wil amper sê meer rapportering begin kry in sekere areas, ons het meer terugvoering begin kry, nie net van die SAPS maar ook van die munisipaliteit. Ek weet ons het 'n paar van daai punte aangenoem. Watter ander suksesstories kan julle deel van wat julle gesien het in Pieter, daar's so baie die funksies van die GPF en die rol wat hy speel in die gemeenskap is so breed. En daar's baie suksesse wat vir my en Fanie en ander rolspelers in die dorp suksesse is, maar wat nie visueel waargeneem word deur mense daar buite nie. Een van die suksesse is die skepping van die sektore wat ons en die betrokkenheid van die publiek by die sektore en Fanie het nou genoem van sektor 3, die plase en die plotte rondom Potch wat omtrent 3-4 jaar terug non-existent was, wat nou ewe skielik mooi onder daai sektor voorsitter groei. Dankie dat vir die boere en vir die inwoners daar wat nou regtig betrokke raak. En dis wat ons wil hê, die betrokkenheid van die gemeenskap en dis 'n groot sukses aangesien daar nou weer toename is in veediefstal. Waar hierdie boere nou saamwerk om veediefstal te bekamp en te rapporteer en die opsporing van vee wat gesteel word. Ons het 'n paar suksesse daar gehad van beeste wat gesteel is en dan word die brandmerk versprei van die beeste op die GPF groepe en op ander groepe waar die eienaar dan sy beeste weer dan kan identifiseer op grond van die brandmerk. Die samewerking ook daar met die GPF en brandbestrydingsgroepe. Ons, soos ek nou gesê het, ons gaan weer die winterspele binne. Vure gaan weer 'n groot rol begin speel. Dis die verlies van veiding, dis die verlies van produkte van vee wat 'n groot rol speel in ons bel baie ook met die kommunikasie daarvan. Dan in die dorp self, die kommunikasie wat ons nou het tussen die GPF en die lede van
die publiek om misdaad te rapporteer. Kyk, hoe meer misdaad na die GPF toe en na die verskillende WhatsApp groepe toe gerapporteer word, hoe meer kan ons die polisie attent maak op sekere brandpunte of tendense in die dorp. So, ons kry al hoe meer inligting van die publiek af en ons kan self begin sien waar daar tendense en probleme is. Die insameling van inligting is een van die groot suksesse wat jy kan hê, want volgens die inligting kan die polisie optree of kan ons die polisie... Ons 'n groot ripple effek. Yes, daar's 'n groot ripple effek. Okay. Want dan weet ons waar die probleme is. As jy na verskillende insidente gaan kyk, ons het laas gepraat oor die motordiefstal syndikaat waar nie die GPF alleen nie, maar baie rolspelers in die dorp, patrollielede, sekuriteitsmaatskappye, die polisie saamgewerk het om die betrokke syndikaat vas te trek. Ongelukkig lyk dit vir ons asof daar 'n nuwe syndikaat Dis uit op borg. ja, hulle is uit op borg of daar is 'n nuwe syndikaat of dis die bestaande syndikaat wat weer terug is in Potch. En ons net nou daaroor praat asseblief oor die motordiefstal. Okay. En dan is dit een van die ander suksesse ook is die polisie en die polisie het voorheen gesukkel met die middestad. Nou praat ons van die CBD en ons praat spesifiek ook van die Wandelaan. Die GPF het dan die Community in Blue gestig. Nou, die probleem is dat meeste patrollielede soos ek en Fani, ons kan net na werk en in die aand rondry in die dorp patrolleer, maar gedurende die dag werk meeste patrollielede en hulle het nie tyd om rond te ry nie. So die polisie en die GPF het strukture geskep wat ook in elke dorp ontplooi kan word, waar sogenaamde werklose mense betrek word onder die Community in Blue. En julle sal hulle sien, hulle stap met sulke blou beffies of blou baadjies in die dorp rond en hulle patrolleer in die dag die Wandelaan en die CBD en die misdaad in die Wandelaan en die CBD het baie geval as gevolg van hulle wat daar was so af en toe bietjie probleme met die ouens, want hulle het ook nie die magte van die polisie nie en hulle mag nie arresteer nie en hulle mag nie optree asof hulle die polisie is nie, hulle is eintlik maar net daar as oë en ore. Maar daar's ook WhatsApp groepe tussen hulle en dan ook die inwoners of die besighede in die Wandelaan waar hulle misdaad rapporteer en dit is net so dan is die polisie daar met die voertuie. So dit is 'n redelike groot sukses. Heerlik, ja. Die misdaad in die CBD en in die Wandelaan het die afgelope tyd van 'n baie lae basis af het dit weer begin toeneem. Ons sien dit op die WhatsApp groepe, maar dit is spesifieke misdadigers wat ons weet wat nou in 'n ruk in die tronk was en nou wat weer uitkom en dan net weer voortgaan met hulle Dieselfde gesiggies. ja, dieselfde gesiggies. So die suksesse daar was baie goed en dan natuurlik inbrake wat baie afgeneem het as gevolg van die patrolliegroepe. En dan die rapportering van kabeldiefstal veral in die Suiddorp of in die suidekant van die dorp. So daar was ook redelike suksesse. Mens wil nie te veel inligting daaroor uitgee nie. Ja. Maar ja, ons moet onthou, die GPF alleen kan nie alleen funksioneer nie. Die GPF het vennote en baie keer speel daai vennote en daai ander rolspelers 'n baie belangriker taak in die beveiliging van die dorp as die GPF self. En daar Fani nou gepraat van die verskillende sekuriteitsmaatskappye, die verskillende buurtwagte en natuurlik een van die grootste rolspelers in Potch wat eintlik die grootste patrolliegroep in Potch is AfriForum se buurtwag. En mens moet sê sonder hulle sou Potch nie gewees het wat ons nou is nie, die misdaad sou baie erger gewees het en ons mense wat baie van hulle tyd op sy sit vir die beveiliging van die buurt en ek het laas genoem. Die mense daar buite weet nie van hulle nie, hulle sien hulle nie, want hierdie ouens ry in die aand rond as meeste mense klaar in die bed is.
So dit is die GPF is amper soos 'n rugby span wat uit 15 spelers bestaan. Wow, ja, dis mooi beskryf. En ja, en elkeen van daai 15 spelers het 'n spesifieke rol en dit is 'n spesifieke taak en 'n spesifieke funksie wat hy verrig. En as jy van daai speler wegvat, het jy nie 'n wenspan nie. Ja. En dis die sukses. Ons is besig om 'n goeie Springbokspan in Potch te bou, ja. Met goeie coaches langs die kant. Jy weet rassie. Ja. Ek het op die tweede laaste punt, enige wenke wat jy aan die publiek kan gee om iets soos motor, diefstal miskien te kan vermy, of wenke wat 'n mens aan miskien self studente kan gee en in die publiek ook. Ek gaan daar begin, dan kan Fanie 'n bietjie aanvul want ek gaan van die goed vergeet. Brandpunte nou is motordiefstal, spesifiek Toyotas, die Toyota dubbelkajuit bakkies. En hulle word meeste van die tyd gesteel voor kuierplekke in die aand of restaurante waar daar nie baie goeie beligting is nie, maar ons het die afgelope tyd gesien, hulle steel hulle onder die ligte. En 90% van hierdie voertuie word gesteel tussen 7 uur en 9 uur in die aand. Ja. 7 uur en 9 uur in die aand. Nou praat ons van Vyfhoek sentrum se kant af, voor die gyms, word die gimnasiums word die voertuie gesteel. So asseblief, eienaars van Toyota dubbelkajuitbakkies moet maar weet, hulle voertuig is 'n teiken. En hulle moet maar gaan kyk na addisionele middele om hulle voertuig te beveilig. Ek kan nou nie name noem van produkte nie, maar daar is baie produkte daar buite wat buiten die gewone sogenaamde trekkerstelsels in die karre is. Die voertuie kan beskerm. Ons weet van 'n voorval waar nou die aand bakkie gesteel was reg oorkant een van die bekende kuierplekke hier op die N12. Daar groei gewoonlik mielies. En dit blyk asof daar 'n stelsel in was wat gesorg het dat die voertuig nie gesteel kan word nie en hy is net buite Potch op die Carletonwilpad gevind. Maar ja, voertuigdiefstal is groot, misdaad op die bult. Mense moet asseblief weet as hulle kom ons praat eers van die wandelaan. Mense moet weet as hulle wandelaan toe gaan en hulle ry met 'n oop venster en met 'n deur wat nie gesluit is nie, gaan hulle geroof word. Dis net 'n kwessie van tyd. As hulle soontoe ry, veral in die wandelaan, kyk vir mense wat na jou voertuig toe kom, wat na jou kyk of aan jou venster klop, dan moet jy weet die regterkant se deur gaan oopgepluk word as hy nie gesluit is nie. Moenie stop as iemand vir jou wys jou wiel is pap of jou nommerplaat is weg of as iemand vir jou sê, "Wou, stop, daar's iets voor jou kar nie." Dis alles 'n manier om jou te kry om te stop. So veral in die wandelaan, veral in die CBD, veral op die N12 oor kan die munisipaliteit. Dis waar meeste van die voorvalle gebeur. Moenie met 'n oop venster in die dorp ry nie. Gelukkig is dit nou winter, die mense maak hulle vensters toe. Maar sorg dat daai kar gesluit is. En ouers van kinders en mense wat met studente te doen het in die dorp, waarsku die studente. Daar's baie studente wat van klein plattelandse dorpies af hier na toe kom, wat nie weet sulke goed gebeur hierso nie. Waarsku hulle, ry met jou deure gesluit. Moenie luister na mense wat na jou toe kom en sê daar's 'n probleem na jou kar nie. As jy uitklim, sorg dat jou laptop en 'n sak weggesteek is of in die kattebak toegesluit is, moet niks ooglopend los nie. Dan wenke ook, die brandpunt vir inbrake op hierdie stadium is op die bult, en die woonbuurte rondom die bult. Dit is, kyk maar vir rondlopers in die aand, hou ligte aan, sit jou alarmsisteme aan, luister vir vreemde geluide. Kan ek amper inval daar. Ek dink as dit kom by alarmsisteme aansit, jy het dit nou genoem dat tussen 7 en 9 is amper asof dit 'n baie gewilde tydperk is. Dis vir motordiefstal. Ja, maar ek dink dieselfde tendens trek en inbreke dalk miskien ook dat jy dink in jou kop, ek hoef eers my alarmsisteem aan te sit 10 uur vanaand. Ja. Ek dink amper as jy by die huis kom en jy het moontlik beams buite, sit dit dalk al reeds aan.
Ja, as jy by die huis is en jy weet jy gaan nie weer uit nie, sit jou buitebeskerming, die sogenaamde beam, sit dit aan. Ja. En die mense kom in, hulle kan jou van buite af baie goed dophou in die aand in jou huis, want dit is lig binne, dit is donker buite. En dat jy weet dat daar 'n vroeë waarskuwing is, as daar iemand jou erf betree. Maar meeste van die inbrake, s'nags, is hier so van 12:00 se kant af. Dit was gewoonlik baie vroeër tussen hier 10 en 1:00 gewees, maar as gevolg van die patrollielede loop die inbrekers nie graag in die aande rond nie, en die kamerasisteme tel hulle ook op, en soos ek vir jou gesê het, sodra daar 'n verdagte op kamera gesien word, is daar of sekuriteit wat soontoe reageer of van die patrollielede. So die misdadigers weet ook watter tyd van die nag om rond te beweeg. En meeste van die inbrake nou gebeur in die vroeë oggendure plaas, wanneer mense nog lekker vas in die slaap is. So luister maar as jou honde blaf, luister na die harida's wat skree, want hulle is ook 'n goeie waarskuwing. En ja, die alarmsisteme. Mense dink omdat daar kameras in die dorp is, en die kameras speel 'n baie groot rol, is hulle veilig. En aktiveer hulle meer die alarms nie, of kanselleer hulle selfs alarms, want die kameras is mos daar. Moenie. Hou by jou sisteme, hou by jou alarms, onthou dit het ook nadelige gevolge as jou alarmsisteem nie aan is nie, of jy het nie een nie, dan kan dit jou versekering affekteer. Ja. Ek dink as ek by jou kan aanvul, die afgelope vergadering wat ons gehad het, die polisie ook dit duidelik gestel dat wanneer daar asblik daar in die dorp is, in die verskillende buurte, is daar ook 'n tendens dat op asblikdag in 'n spesifieke dorp is die misdaad 'n bietjie meer, want daar is meer voete wat rond beweeg, so ouens wat patrollies ry en gewone Jan publiek slaan nie noodwendig ag op vreemde elemente wat in strate rond beweeg nie, want dit is algemeen, is asblikdag. Ja. Dan kry ons dat huisbraak plaasvind in die oggende van 9:00 af, wanneer die mense werk toe gegaan het. So ons moet asseblief paraat bly, wat ek net nou gesê het, ons is opgewonde dat dinge beter gaan in Potchefstroom, wat buurtwagte en plaaswagte aangaan. Dit is so, maar dis ten spyte van die feit dat ons in 'n hoë misdaad land sit. Hier is steeds misdaad. Ons leef nie in 'n utopia nie. En ek dink ons kan nie die punt genoeg benadruk nie, en Herman het dit nou genoem, moenie jou alarm kanselleer by jou huis omdat die misdaad in jou buurt laer is as wat dit die vorige maand was nie. Ons weet die ekonomie het 'n effek op almal van ons. Maar op die einde van die dag gaan ons slegs kan voorkom met volgehoue druk. En die blote feit dat ons in hierdie oranje vlak van bewustheid beweeg, die huisbrake wat in die middag plaasvind, hier rondom 7:00 se kant. Dis 'n tyd wanneer jy normaalweg ontspan, maar kom in die roetine in van bewustheid vir jou veiligheid in jou omgewing, in 'n oranje vlak, dat indien daar iets is, dan kan jy reageer, in plaas daarvan om 'n slagoffer te wees. Ja. So, ons wil nie cowboys hê nie, maar ek dink ons kan nie die feit genoeg benadruk dat dit is almal se verantwoordelikheid om toe te sien dat jou eie veiligheid wel voorrang geniet in 'n dorp soos Potchefstroom en by ons landelike gedeeltes nie. En wat ek ook moet noem, daar's kruisbestuiving wat plaasvind, goeie samewerking tussen buurdorpe en Potchefstroom se veiligheidsstrukture, en dit dra ook by tot die suksesse wat ons het. En hy het nou 'n punt aangeraak, ekskuus, ek gaan jou in die rede val. Asblikke. Ons moenie asblikke as 'n geringe saak beskou nie. Hy het nou daarvan gepraat, asblikke lok ongewenste elemente. En ons het in sektor 1 en van der Hofpark het ons 'n groot dryf gehad, en mense versoek en selfs kennisgewings in die aande op die asblikke gaan plak en vir hulle gesê, moenie jou asblik die aand voor die tyd in die straat parkeer nie, of buite jou huis gaan los nie. Want dis wanneer die ongewenste elemente in die rondlopers kom om in die asblik te grou, en dan sien hy kans om iets uit jou tuin uit te steel, tuinslange te steel, of by huise in te breek waar dit nie stil is nie. Vandat die groot meerderheid van die inwoners van der Hofpark die oggend
voor hulle die asblikke kom verwyder uitgesit het, daai misdaad ook baie afgeneem, want die rondlopers was nie meer in die aand daar nie, en die ongewenste elemente het nie meer rondgeloop en asblikke gegrou nie. Sit hom eerder in die oggend, jou asblik in die oggend uit, as jy weet die vullisverwyderingslorry kom 9 uur of 10 uur, dan sit jy hom 'n uur voor die tyd uit, as jy kan, of op pad werk toe, dan sit hom dan. Wat ons op patrollies gesien het, as jy in die aand rondgery het en jy het 'n klomp ouens wat rondloop, wat jy weet hoort nie op straat nie, as jy by hulle gestop het en gesê, wat soek julle hier, dan sê hulle nie, hulle kom krap, hulle kom in die asblikke krap. En dan het jy nie 'n rede gehad om vir hulle gesê, weet, kom uit die buurt uit nie. Maar nou het hulle nie 'n rede nie, want daar is nie meer asblikke in die strate in die aand nie. So, as ons dit in die hele dorp, in die hele pos kan regkry, dat mense hulle asblikke nie oornag buite los nie, gaan dit ook 'n baie groot verskil maak. Ja, 'n asblik is 'n vervoermiddel. Ja. Ek ken persoonlik mense wat se huis beroof is in die televisie en die radio, en dit is op daai 2 wielietjies uitgery, buitekant toe. So asseblief, as ons samewerking daar kan kry, gaan dit help. Dis baie belangrik. Ja, en op 'n laaste noot, kontakbesonderhede as iemand in kontak wil tree met die GPF. Ons het nou gepraat van nommers en miskien 'n e-posadres. Ons sal die e-posadres sal ons onder aan julle blad sal ons hom in 'n lint laat hardloop, maar hulle is dan welkom om in die interim sommer my persoonlik te skakel. My nommer is 079 885 1135. Dis Fanie de Tooy by 079 885 1135. En dan indien iemand wil inskakel by 'n buurtwag of 'n plaaswag, ons sal dit van daar af, sal ons jou in kontak sit met die regte persoon, en dan weer eens die besonderhede sal op die lint hardloop. Asai. Op Potchefstroom, dit was GPF se voorsitter en ondervoorsitter Herman en Fanie wat vir vandag vir ons kom sit insig gegee het van die GPF van hulle kant af, waarmee hulle besig is, suksesstories wat aan die gang is, asook wenke vir jou as publiek en inwoner hier in Potchefstroom. So kyk uit vir die volgende episode weer volgende maand, dan sien jy julle hier op by Stroom Stories.